Hallo Gerda, dan gaan om jou. Wil jy skinder? Soek jy 5 sent? Nee, ek sê maar net vir die Draai luisteraars jy dat hulle stories weet aan? wat hier regtig in die ateljee Ek gaan. gaan vir jou split, nee. Okay. Nou draai ek ook stories Ja, aan. ja, klikkie back. En Reino is hier om hy kan dit beamoen dat sy sit met 2 koppies koffie. Hallo Reino, gaan met jou? Goed, dankie en self. Goed, baie Ek welkom. gaan nie met hom deel Ek nie. moet net sê dat net Gerda het koffie, die ander gaste het Het jy niks gekry nie? En dan was jy eens gevra nie, was Was daarom aangebied. I'm special, Ja. you know. Hoorie, Gerda, voordat ons gepraat het oor Enfoleni, ek het vir Reino gevra om saam te kom gesels. En ek weet Reino, jy het gesê jy wil nie die storie regtig vertel nie, want dit is nie 'n geval van jy soek simpatie nie, maar net so 'n bietjie agtergrond het jy vir my nou die dag vertel toe jy kom kuier het oor hoekom jy spesifiek FireQuest begin het. Nou, gaan jy omgee om in kort, ons het nou nie verskriklik baie tyd nie, maar in kort net te vertel wat presies het met jou gebeur. Ekskuus, nee, jy weet dis net ek wat in kort vinnig kan vertel, nee. Ek weet. Ons het al dit in 10 minute gedoen, hè. Dan praat jy hele Enfoleni storie. Nou steel jy nog van my tyd. Ja. Nee, vertel ons 'n bietjie net so vinnig. Okay, ja, ons groot storie het eintlik begin 2023, die 17de Februarie met die groot vloede wat ons gehad het. En ja, dit was maar net 'n geval gewees waar daai water het net so vinnig opgekom. Ons het nie eers tyd gehad om my bakkie uit die garage uit te kry nie. Ons is letterlik uit die huis uit met ek en my selfoon en my vrou se kar. En dit was dit. Daai tyd was ons seentjie nog klein, hy het nog die bottel gedrink en ons het nie eers 'n bottel gehad om vir hom te kan Ja. gee. En tydens die hele proses van die vloed was daar bitterlik min reddingswerkers. Daar was geen waarskuwings gewees van die brandweer af wat eintlik hulle werk is om disaster management en daai klas van goeters te kan doen nie, maar daar was net niks van dit nie. En ja, toe het ons nog na die vloed, toe sien ons maar kyk die bure se bakkie staan in die driveway en idle, maar die bure is nêrens te vind nie. En toe moes ons inswem om by hulle huis te kon ingaan en toe hang die arme ou tannie aan haar bank met al 7 honde bo op die bank en sy weier om te gaan sonder dat haar honde eers daar. Ja. So toe doen ons eers die rescue op die honde en kom terug vir die tannie en so het ons hulle ook daarom almal veilig gekry en ja, maar dit was 'n rowwe tyd in ons lewe gewees en daar het ons al gevind daar's net nie baie support van die regering af. Maar okay, lang storie kort, ons het toe alles weer opgebou. Ons versekering het nie uitbetaal daai tyd nie en ons het met hulp van die gemeenskap en van die mense om ons en vriende wat donasies gemaak het ons weer dit reg gekry om die huis weer te kan opbou en daai tyd was ek nog in konstruksie gewees, so ek het dan baie van die werk self kon doen. Ja. Daar's natuurlik baie wonderwerke wat ons ook kan lank oor gesels van wat in daai hele herstelproses gebeur het. En ons het hier by Oktober maand weer ingetrek en die Desember 2023, die 23ste Desember 2023, toe brand die helfte van ons huis af. Net so voor Kersfees. Net so voor Kersfees. En dit was veroorsaak deur 'n koordlose boor se battery wat geself-ignite het. Daai toe jy dit vir my vertel kon ek dit nie glo nie, want dis die laaste ding wat jy gaan dink. Ek meen jy sien of my gesê dis 'n kortsluiting in die dak of is drade of iets wat in die brandslande daar, maar 'n battery van 'n boor. Ja, so dis natuurlik heeltemal onbeplan en omdat ek toe nog in konstruksie was, het ek weer redelik baie gereedskap opgebou en petrolkannetjies vir al die grasnyers en alles was ook in die garage gewees en ons het toe eers na lank gesukkel om die brandweer in die hande te kry, het ons dit eventually via Rescom sekuriteit wat ons gehelp het om die brandweer in die hande te kry en 4 ure later toe stop die brandweer eers daar. Nee. Sonder water. Sorry ek lag nou, maar dit is so disappointing. Ja, dit was disappointing. En frustrerend want jy sit jou vertroue in mense en hulle doen net nie wat hulle werk is nie. En daardeur wil ek glad nie enigsins 'n brandweerman wat aan diens was of iets sleg sê nie, want die brandweermanne wat ons het in ons stelsel is regtig goeie mense en hulle probeer regtig hard. Maar
ja, die res van die infrastruktuur is net. Ek wou net sê die resources is nie daar nie. Jy kan nou so opgewonde wees om jou werk te doen as brandweerman, maar as jou tank leeg is, jou tank leeg. Gaan nou ek gaan nou vir jou vra hoe dit by FireQuest uitgekom en net in kort nou het jy daarom weer toe nou reggekom en weer opgebou en Ja, toe was ons versekering daarom in plek gewees en hulle het toe nou nie soveel stories gehad nie. Dit was ook 'n ander versekeraar gewees. En ja, toe het hulle uitbetaal en toe kon ons nou weer alles mooi regmaak en Ek moet jou vra want jy het nou al twee ge-experience. Wat is erger om goed te verloor in 'n brand of om goed te verloor in oorstromings? Oorstroming is vir my persoonlik erger want jy sien dit weer na die tyd. En dan sien jy die foto van jou kinders en dit is net totaal onbruikbaar. Ja. En dan in plaas van waar 'n foto jou moet herinner van die goeie tye saam met jou kinders, herinner dit jou heeltyd van die vloed. En ek dink ook is 'n hartseer deel want jy sien goed wat jy moet uitgooi. Ek meen byvoorbeeld 'n matras, jy gaan nie matras kan red nie. So dis maar totsiens bed, totsiens matras Ja. En ek onthou ons het nou nie tyd daarvoor, ons sal op 'n volgende geleentheid daaroor praat, maar ek onthou het jy vir my gesê jou vriende gehelp het om die modder van julle klere af te spuit op die grasperk. Ja, nee, kyk, ons het 'n ongelooflike goeie vriendekring wat ons gehelp het en ons het vir maande na die tyd moes ons nog soek waar is ons goed oralster want die vriende het dit vir daai vriende gegee en daai vriende het dit weer vir daai vriende gegee. En hulle gaan was dit daar en doen dit, ja. Gaan ekskuus, hoe voel jy oor ek meen ons is bewus van hierdie probleme en ek dink nie van 'n Belpark spesifiek is noodwendig bewus van eintlik die stand van sake nie. Ek het nog die brandweer is eintlik nog heel okay. Onthou ons stuur die opname vir die Vryheidsfront Plus vir sosiale media, jy moet antwoord. Chirp, 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 chirp. Kriekgeluide. Nee, Quentin, dit is jy beantwoord al reeds eintlik die vraag. Ongelukkig is die departement wat verantwoordelik is vir hierdie tipe van goed so onbruikbaar en dit is soos wat Reino dan nou teregwys, ons vat niks weg van enige brandweerman wat ordentlik opgelei is en wat weet wat om te doen tydens so 'n situasie nie, maar as hy nie die gereedskap het om daardie goed uit te voer nie, wat kan hy dan nou doen? Ek meen ons het ook dan nou nie eers soveel voertuie wat ons moet hê binne in hierdie area nie. En as ons nou gaan kyk, ons het dan nie is al die instrumente wat hy moet gebruik daarvoor op die bakkie of op die wa of wie wat ook al nie. Gaan kyk hoe lyk die departement, die fire brigade, die huis in Vanderbijlpark, gaan kyk hoe lyk verenigings in, gaan kyk hoe lyk Queens in. So ja, dit is een van die goed wat agtergelaat is deur hierdie munisipaliteitsbestuur, want dit is een van die eerste goed wat agteruit gegaan het. So die onmiddellikheid toe dit begin sleg gaan met Emfoleni, was daar nou net na sekere goed toe gekyk. So jy begin goed agteruit skuif en dink dit is nou iets wat nou nie nodig is nie, maar dit is 'n brood nodig en dis hoekom hulle sê dis nooddienste. Ek kan onthou so as ek nou mooi onthou, seker so 4-5 jaar terug en hierdie brandweerman moet my nou vergewe, hy is nou al oorlede tydens COVID tyd. Dis nou al 'n hele rukkie terug. Ja. En hulle het by Emfoleni gestraik omdat hulle nie oortyd gekry het nie. En ek was toe nou ongelukkig in hoofgebou gewees en ek is toe nou, dit was my tweede ervaring van hostage wees. O ja, En, niks vreemd vir jou nie. Niks vreemd vir my nie, vir die tweede keer. En dit was 'n hele liewe dag. En letterlik was die niemand in hoë gesag was daar gewees nie, behalwe ek myself, die CFO en nog 2 ander raadslede. En ons was gedwing om binne in 'n vertrek te gaan sit en besluite te maak ten opsigte van hulle oortyd wat nie betaal is nie. Maar ons het die besluitnemingsregte nie. Ja, maar ons ja. moes daar sit, ons was gedwing, ons was die hele liewe dag daar gehou. So die brandweerwaens was daar, die noodpersoneel was daar gewees. Daar was absoluut niks uit op die paaie nie. So dink net vir jouself, in daai tyd was daar nog iets gewees, nou is daar niks nie. So ek is baie dankbaar vir Reino hulle vir die inisiatief wat hulle geneem het en hy weet ons support hom. Alhoewel ek nou nog nie aangesluit het nie. Ek ook nie. Hy het so half genoem al. Want sê, ons sal nog. Okay, so ek wil net vinnig vir Reino net voor ons gaan praat oor die sluise en want daar's baie paniek ook rondom dit. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat en of enige kragprobleme is wat ek glo daar is. Toe besluit jy Reino om te gaan en FireQuest te begin. Is ek reg? Yes. Ja, so dit het begin by waar ek baie betrokke geraak het by die CPF. Ons het saam met die VRU groep, hulle is net 'n uitstekende groep wat ook baie diens doen vir die gemeenskap. En ons was baie betrokke by die veldbrande ook, wat ons maar gaan help het om die
plotte se veldbrande te gaan blus. Ja. En dit kom toe op 'n punt waar dit raak 'n dieroefening om net heeltyd te gaan rondry en almal se plotte te gaan blus. En dit is waar die besigheid idee agter die hele storie uitgekom het, dat ons 'n klein bedragie by elke mens kan vra as 'n retainer fee soos wat hulle dit noem. En dit gee jou dan toegang tot die paniekknoppie wat jy kan druk, wat ons ook dan jou GPS location gee. En daar is natuurlik 'n klomp voordele van die inligting wat jy op die webwerf kan sit, wat ons in staat stel om vir jou die regte mediese behandeling te kan gee, sou jy mediese behandeling nodig het. Of wat vir my baie belangrik is, as jy die brand knoppie druk, onmiddellik op die foon wat in die bakkie is, wys dit al klaar vir my watse tipe, hoeveel mense is gewoonlik deur die dag in die huis. Dit wys my watse troeteldiere het jy, en dit wys ook vir my enige inligting wat jy daarop sit, soos byvoorbeeld as jy 'n grasdak het of jy het 'n gasstoof of iets, al daai inligting is dan reeds vir my beskikbaar. So jy kan baie meer voorbereid op die toneel opdag, want jy weet, kyk uit vir 3 honde, kyk uit, daar's 'n gasbottel, weet soos jy nou sê, daar's 'n gasstoof of 'n gasgieser en al daai tipe dinge. Wat hy nou van praat hier, soos jy dalk gemis het, is hierdie is 'n app wat jy dan nou download waar jy al daai inligting gaan stoor. En in die geval van 'n noodgeval druk jy letterlik net daai help knoppie en daai inligting verskyn dan aan julle kant en julle kan dan reageer en die GPS location, alles is klaar daarso. Yes. Ja, daai GPS location word dadelik na ons toe gestuur. Ons het dan ook al jou kontaknommers, so as jy per ongeluk die knoppie gedruk het, ons gaan jou bel om net seker te maak jy is okay en al daai klas van dinge. En dan is ons op pad. Ons het gisteraand het ons 'n huisbrand gehad in Vanderbijl, wat nogal redelik 'n rowwe brand was. En vandat ons die boodskap gekry het totdat ons begin water op die vuur sit, was 6 minute. Ja, dis amazing. En ja, dit is as gevolg van die tegnologie wat ons in staat stel om so vinnig te kan Ek dink die beste van alles hierdie, en ek en Reinus sal by volgende geleentheid weer bietjie meer in detail ingaan oor hierdie. Jy kan gaan kyk by firequest.co.za, maar ek dink die beste van alles is dat dit so bekostigbaar is. Jy begin by slegs R49 per maand. Ja. En jy het ook die motorvoertuig deel ook, die botsing, né? Ja. Of is hy nog in werking? Nee, ons doen dit ook. Kyk, ons is net vir medies en motorvoertuie is ons net first responders. So ons het first aid level 3 en ons is daar om seker te maak jy's okay. En totdat die mense soos ER24 of Netcare daar opdaag, dan staan ons terug en laat hulle die werk oorvat. En ons maak seker dat die paramedics veilig is. Ja. So ons doen bietjie scene safety, bietjie traffic control, en dis maar weer eens, soos wat ons groei, sal ons nog meer toerusting kan bykoop, om ook mense uit karre te kan uitsny, weet soos jou Jaws of Life en daai goed, maar dit is maar net verskriklik duur. So. Nee, absoluut. Op 'n volgende geleentheid gaan ons definitief bietjie meer in detail hieroor gaan. Ek wou net graag gehad jy moet inkom dat ons ook bewusheid kry dat daar is nie meer ding soos 'n brandweer in Vanderbijlpark nie. Jy kan gaan kyk www.firequest.co.za. Kom ons ondersteun hulle, dis goeie werk wat hulle doen. Ons gaan op 'n volgende geleentheid bietjie dieper in gaan. Ek sê vir jou baie dankie. Waar kan mense jou skakel as hulle navraag het? Hulle kan my skakel op 061 485 1489. As hy 061 485 1489. Baie dankie vir jou kuier. Ons op 'n volgende geleentheid gaan ons bietjie dieper in die details ingaan. Ja, dan is daar ook die noodnommer wat hulle kan skakel 0844 55 4357. Goed, dis die emergency nommer. Ga daar op 'n punt van emergency. Jy kan ons saamgestel as jy wil ry nou. Die sluise, ek hoor daar's nog drie oopgemaak vandag. Word dit op die stadium bietjie beter hanteer as die vorige keer in terme van? Ek moet nogal sê ja, ek het nooit regtig besef wat se besluite daar agter lê voordat hulle een sluis oopmaak nie. Totdat ek so 'n week of wat terug regtig ge-educate was ten opsigte van hoe werk dit? Want ons het juis gepraat oor die reën en oor die vloede en veral nou oor die tydperk van die tyd waar reën nou hulle dan nou is, by die barrage. En dat dit nou eintlik agterloosheid was met die eerste keer met die vloed toe nou gewees. En dis regtig die ou wat die laaste besluit moet neem wat die goue het moet gee sit in Johannesburg. Hy sit nie eers hier nie.
So daar's baie goed wat moet gebeur en jy sal ook nie glo die hoeveelheid apparate en gereedskap wat af in die weer down the flow van die rivier is. En nou kan ek nie eens onthou wat hulle vir my gesê het nie, maar daar's 'n tipe van 'n meganisme binne in die rivier wat hom meet waar die vlak van die rivier lê. En as hy sekere vlak dan nou lê, dan moet hulle nou die water oopmaak en dit is hoe hulle bepaal hoeveel sluise moet oopgemaak word ten opsigte van laat dit nou nie moet vloed ensovoorts. Maar hierdie goed is gewandalize. So, en dis hoekom hulle nie al hierdie data nou kry nie. En dit maak dit nou baie moeilik, maar dis regtig baie insiggewend geweest. Ek het iets geleer. Maar sover as wat ek weet, ja, is daar nou nog op hierdie stadium is daar 5 sluise oop. Ek sien ek het die eerste video's begin deurkom nader aan waar hy die sluise nou oopgemaak is, begin die plekke nou te vloed. Jy weet, daar's nou begin soos ek nou 'n video hierso. Hulle sê presies hoeveel gaan uit teen watter tyd. Ek weet nie of jy op daai groep is nie. Dalk moet ons vir jou net ter inligting net vir jou so 'n bietjie stuur, laat jy ook dalk net kan post. Kaartgroepe. Nee, ek sal jou nie op 'n groep sit nie. Laat jy maar net bietjie ingelig bly, maar dit is regtig baie insiggewend. Ek het regtig nie gedink mense dink as jy net die lig aansit dan is die krag daar, maar daar is iets agter dit. En daar is iets agter dit en wat vir my ook net nie sin maak as die ou die laaste besluit moet maak sit in Johannesburg. Dit sou sin gemaak het laat hy of by Deniseville of by Barrage of dalk weet by die Valdam in Deniseville dan nou sit. Maar ja, sover het ons nog geen ander gevalle nie. Ek weet Reino het gesê hierdie kant by ons is die rivier redelik laag. Ek weet hulle het 'n week terug het hulle begin die rivier laat bietjie terugtrek om juis plek te maak vir die vloedwater wat nou afkom. So die voorbereiding is bietjie beter as die vorige keer. Voorbereiding is bietjie beter gedoen. Ek Reino stem mee saam dat die voorbereiding bietjie beter gedoen is hierdie keer. Ja, definitief. En ek wil dalk net sê ek dink IB het 'n besonderse werkie gedoen. Ja. Veral waar trek ons nou Sondag, Maandag. Ja. Het sy regtig om hy rivier so mooi te kan afkry sonder om regtig skade te maak stroom af. Sy goeie werk. Goed hanteer. Ja, so dit lyk baie beter, ek moet sê. Maar ek sal vir jou aanstuur. Ek is daarom op 'n groepie wat van DWS is, Departement van Water en Sanitasie, wat hulle vir ons heeltyd updates gee. So hulle gee vir ons voor die tyd en sê okay, dit gaan nou gebeur 1 2 en 3. So ek sal vir jou aanstuur soos wat ek dit kry, maar ja, ek dink ons is op 'n beter plek as die vorige jaar. Ja, ek wil ook net byvoeg dat die hele stelsel is 'n geheel stelsel. As daar nie plek is om daai water heen te stuur nie, kan Valdam en Barrage nie eintlik veel doen nie. So Bloemhof moet eintlik eerste water laat uitgaan sodat daar plek is. Ja, dis die hele kettingreaksie basies. Ja, en wat gebeur het met die vorige vloed 'n paar maande terug, het Barrage oopgemaak want ons was in vloed en toe hulle ons probeer help en in die proses het die hele Oranje rivier verspoel. Dit was net regtig swak beplanning. Clive stuur my aan, hulle maak vandag 10:00, 12:00 en 2:00 nog 2 sluise oop. Ja, jy het dit ook gekry, dat was myself. En dan sien ek ook 'n foto hierso van sê Barrage lyk of hy weer gaan free flow. Hy loop amper van self oor so vol as hy nou blykbaar daar. So ek is nou nie seker wanneer is daai foto geneem nie, maar ons gee hoogte uit daarvan gaan dat dis ongelukkig alwaarvoor ons tyd het. Net vinnig enige kragprobleme van 'n Belpark enigiets wat uitstaan? Ons het baie kragprobleme gehad oor die naweek. 3 riviere was uitgewees vanaf donderdag aand. Maar dit was 'n substasie in 3 riviere aan die agterkant wat daar goed gebrand het. Maar dit was as gevolg van takke wat op 'n was dit die overhead lines van Eskom geraak het en dit het nou maar 'n kettingreaksie veroorsaak. So vir eens was dit nie influensiese maintenance wat nie gedoen was nie. Maar die maintenance wat moes gedoen word oor die naweek was toe nou uitgestel by 3 riviere ook by Townsap, maar in Duncanville Eskom 2 het aangegaan. Hulle was vir 4 dae afgewees. Hulle moes gister aangekom het, maar daar is 'n breakerfout, so die spesialist is daar om te toets om te kyk wat die probleem daar is. So die hele Duncanville en daai areas nou nog af. Ons het sporadiese probleme hier in CW4 en die CW areas. Ek weet 3 riviere Oos is die hele 3 riviere Oos nou tans ook af. Ons wag daar ook nou nog vir terugvoering en dan is daar 'n baie slegte overhanging cable by Orange Drive op die hoek van Orange Drive en Brandmiller in 3 riviere ook. Ons wag daar vir 'n cherry picker om daar uit te gaan. So daar is 'n paar probleempies. Ons grootste probleem op hierdie stadium is waterlekke in riool. Jy het bietjie dop gehou. Ons het daar so 20 man gate wat dan nou geblok is wat veroorsaak daai groot riool wat aan die agterkant
verby Alex Roudhouse van Waarshof daar by julle, Ja. maar dankie tog vir die bietjie water en nou met die water wat afkom gaan hy bietjie wegspoel. Ja, ek het nogal op 'n video op sosiale media gesit met die water. So ons hou duim vas, maar ek sien dat Randwaterraad is sterk besig daar en daar gaan 'n unplugging bietjie deurgaan, so ons is besig om daar verligting te gee. Ons is ook besig in 3 rivier om te kyk aan daai kant vir daar's ook 'n bietjie rioolprobleem, so Randwaterraad help vir ons daar. Verder kan ek nie, daar's nie groot waterlekke wat ek van weet op hierdie stadium nie. Daar is ja, dis min of meer alles. Ons het baie riool wat in die dorpe in ons strate is, veral in SW1 en SW2, maar dit is as gevolg van die reën en dit loop nou maar oor. Ons stormwaterdreine is ook geblok, so die paaie, ry asseblief versigtig as daar baie reën val, so dit is ook nou nog nie gedoen nie. Maar ja, dis in 'n neuteblik vir ons vandag. En dan wil ek ook net sê, indien hulle nou nie Reynou se details gekry het vandag op die radio nie, hulle is baie welkom in ons kantoor. Al sy details is by die VFBus kantoor ook. Okay, so jy kan daar skakel. Ek gaan ook vir julle op sosiale media. Reynou, dankie. Dit was lekker om jou te hê. Dankie, Baie lekker om sterkte. hier te wees. Jy het min geslaap, so sterkte vir jou dag vorentoe. Dan dankie vir jou ook. Sien jou weer volgende week in Dinsdag, nee. Sien jy, ons kan dit in 5 minute doen. Ons het dit goed gedoen. Dis rekord. Dit is